Goeiemôre julle. Dis daarom vrolik en lekker om so saam te wees as die kinders van die Here. Kom ons dra ons diens aan die Here op. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie samesyn en vir die saamwees in die naam van Jesus. Ons kom nie saam vir 'n ander doel of een of ander rede dat ons alles in gemeen het of van dieselfde sport hou of dieselfde familienaam het of dieselfde belangstellings of een of ander klub waarna ons behoort nie. Ons is u liggaam, saam met gelowiges deur Kenton Park vanoggend in verskeie gemeentes en u kinders wat oor die aarde versprei is en die gelowiges wat reeds vooruit gegaan het, wat in u teenwoordigheid is. Ons is dankbaar dat ons u het, Here Jesus, as die lewende hoof en ons u liggaam. Jesus, ons verlosser, ons koning, wat opgestaan het uit die dood en die dood oorwin het en sonde oorwin het en ons aangeneem het, Vader, dat u ons aangeneem het in Christus, dat ons nou kinders van God genoem kan word. Dat ons nie 'n regter misdadiger verhouding het nie, of nie net eers 'n skepper-skepsel verhouding nie, maar 'n Vader en kinders. En ons prys u hiervoor en ons bid dat u geëer word in hierdie saamwees vandag. En dat u vir Gideon ook gee om die woord te spreek met vrymoedigheid, soos hy dit behoort te spreek, en dat dit kom na ons harte toe, in die krag van Jesus Christus wat opgestaan het, in die krag van die Heilige Gees, wat Christus uit die dode opgewek het. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. So voor ek by die afkondigings op die skerm kom, ons het so 'n area hier langs die parkering wat mos vir recycling bedoel is. Nee, maar daai is nou al vir 'n rukkie nie meer aan die gang nie. Van dat mes het altyd die goed kom haal, maar hulle het mos daai deel van hulle het afgebrand so. Jy gaan met elders kyk vir jou herwinbare goedjies, jou recycling vir tyd en wyl, asseblief. Dan ander afkondigings, ons bidure, ons herinner jou nie net aan Woensdae by Koos en Gerda se huis nie, maar ook Sondag. Kom skakel by ons in voor die 2 eredienste, so 3/4 uur voor elke diens bid ons saam in die gebedskamer. Is welkom by ons in te val daar. Ons volgende. Ons 'n probleem. OK. En dan ons Bybelstudie, vroue Bybelstudie, Sondagoggende 10:00 hier by die kerk. Is eintlik 'n, soos dit daar staan, Bybelstudie en bid hier. Ons is besig met 'n studie oor verskillende vroue in die Bybel. So kom gerus en kom neem deel en kom skakel in daar. Daar's ietsie anders by die mannegroep. Ek weet nie wie's vir my kan sê. Ons het daai al gehad, maar daar's 'n nuwe detail daar. Ja, is 2 ure lank, nie meer 1 uur en 'n half nie. Want ons het 'n boek wat ons deurwerk, Knowing the Living God, deur Paul Washer, maar die 1 uur en 'n half gaan beteken dat ons vir 4 jaar deur daai boek gaan werk. So, as ons nou die bietjie ekstra doen, dan kan ons dit afbring na seker 2 en 'n half jaar, wat ons deur die boek gaan werk. So, Saterdagoggend lekker vroeg, hier's beskuit en goeie koffie, so kom val in asseblief by ons mannegroep. En dis net die eerste, vir die van julle wat dalk wil weet, is net die eerste Saterdag van elke maand. As jou naam daar verskyn, neem notisie asseblief, maak net 'n aantekening, en julle sal sien, einde van die maand gemeente ete. Nou, ek weet nie of dit die tradisionele winter sop en brood gaan wees nie. OK, hulle hoop so. Teeder het nogal gesê, al die mans hoop, en as hulle dit eet, dan dink hulle, dit was eintlik lekker. En dan noem Attie se verjaarsdag Vrydag. Ek moet dit dalk net vir hom herinner, hy het gedink is Saterdag. So baie geluk om Attie, die Here seën oom op die 6de. En Rolf en Claudia, julle huweliksherdenking die 6de. Rolf, Claudia, hoeveel jaar is dit nou? 7 sakke sout. Waar trek het? 32.
Baie geluk. Die Here seën vir julle albei. Net asseblief, dat dit nie steur tydens die erediens nie. Jy kan oopmaak by Lukas 22, dit is die skriflesing, vers 14 tot 20. So Gideon gaan preek oor die verbond vanoggend, 'n ooreenkoms wat gemaak word, eintlik bietjie sterker as 'n ooreenkoms. Maar wat Jesus hier doen, en wat ons net nou gaan vier wanneer ons die nagmaal gebruik, dis 'n verbondsete. Dis 'n ete waar ons saamkom en onthou die ooreenkoms wat God met ons gemaak het. En is eensydig, nê? Hy het die ooreenkoms gemaak, hy het alles gedoen vir ons. En is blywend en is ewig. En julle sal ook dit sien wanneer ons nou lees hierso. Vers 14. Toe die uur aanbreek, het Jesus en die apostels saam met hom vir ete aangeleun. Toe sê hy vir hulle, ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal dit beslis nie weer eet, totdat dit vervul is in die koninkryk van God nie. Daarna het hy 'n beker geneem en nadat hy gedank het gesê, neem dit en deel dit onder mekaar. Want ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van die vrug van die druiwestok drink nie, totdat die koninkryk van God gekom het nie. En hy het brood geneem. En nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde, hierdie beker, wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond, daar is die woordjie, of testament, in my bloed. Kom ons dra aan die Here op ook hierdie saak oor, moet ons skuif, want die area, die misdaad word maar slegter, of moet ons nou maar net hier bly, ons het nog nie oop deure ergens nie, en dan ook net dankbaarheid vir die Here se voorsiening vir ons gemeente. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil begin deur U te dank, U is so goed vir ons, en U gee nie, U het nie 'n synige hand nie. U hand is nie toe en ons moet deur U vingers probeer werk om iets uit U hand te kry nie. Albei hande is oop. En U strooi met albei hande van U goedheid en genade aan ons. Son skyn en reën en ons kan asemhaal en ons het 'n plek om te bly en ons is deel van die liggaam van Christus en ons is gered van ons sonde deur Jesus se kruisdood, gewas met sy bloed. En ons het die ewige lewe as 'n gawe wat U aan ons gee, gratis en verniet, ons kon niks doen om dit te verdien nie. Here, ons het eintlik maar soos bedelaars bakkant kom staan. Maak nie saak wie ons is in hierdie wêreld nie, wat ons het nie, hoe vernaam ons is nie. Ons is sondaars wat U oordeel verdien. Ons het teen U gerebelleer, ons Skepper. Ons het vir onsself gelewe en nie vir U nie. En U kom en U betaal ons terug, nie met straf en oordeel nie, maar met liefde en genade en verlossing. Dankie vir wat Jesus kom doen het. U is 'n God wat gee, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En Here, gee aan ons ook om daai hart te hê. Nie dat ons U kan terugbetaal nie, maar 'n hart te hê wat wil gee, 'n hart te hê wat wil dien, en nie wat kan ek kry vir myself nie. En ons dankie, Here, dat U ons ook so met oorvloed seën. So dit is maar 'n baie klein bietjie. Dis maar net 'n knypie sout eintlik wat ons U gee, dat nadat U ons oorlaai het met ewige seëninge, gee ons so 'n bietjie terug finansiëel ook van hoe U ons seën en help.
En ek dank U selfs in hierdie gemeente, mense wat arm is, wat nie terugstaan nie, wat sê ek wil ook iets hier bydra, sonder dat hulle gedwing voel of gedwing word. Dit is ook 'n genade wat U in hulle harte bewerk het. En wil U dit dan vermenigvuldig soos die visse en die broodjies, die seentjie wat sy kosblikkie bring en sê, dis wat ons het. En U vermeerder dit en U gee kos vir baie. Wil U hierdie vermeerder dat die evangelie van Jesus uitgaan. En ek dank U vir dat U ons gemeente in staat stel om sending te ondersteun en die uitbreiding van die koninkryk. Ons eer U naam en prys U naam hiervoor. En wil U dit nog vermeerder, nog vermenigvuldig, dat ons nog meer kan diensbaar wees hiermee. Here, ons weet hierdie gebou is nie die kerk nie. Hierdie is maar net 'n gebou waar ons vergader, maar U weet ook wat ons nodig het en is dit waar ons moet bly in hierdie woonbuurt vir ons eredienste, vir ons samekomste, of is daar 'n ander plek waar ons kan by mekaar kom? U weet wat ons dryfveer is en die motief agter dit, maar ons wil U vertrou om vir ons deure oop te maak of toe te maak soos U goed dink. Ons wil ons onderwerp aan U en sê soos Jesus gebid het op aarde, prys U Vader, want so was dit U goeie wil. Wat ook al U besluit en beskik, gee vir ons 'n tevrede hart. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kinders, julle kan hier voorkom sit. Ek het vir julle 'n storie vandag van Dawid en Jonatan. As jy kan hier voorkom sit. Ja, loop so om. Nog. Hy soek die uitgang. Hoe kom ons uit? Daar is hy. Nou kan jy hier kom sit. Hier's 'n plekkie vir jou. Sy. Okay. Goed, nou vandag se storie is van twee beste vriende. Wie van julle het al daai storie gehoor van koning Dawid? Maar dis nog voor hy die koning was. Hy het net eintlik sy pa se skape opgepas op die plaas, so in die veld. En onthou julle die storie toe daar reus gekom. En toe wil hy beklei teen die Israeliete. En toe gaan Dawid na hom toe, maar Dawid was maar seker 'n kort mannetjie gewees en hy was nie baie oud nie. Ek dink hy was seker omtrent 17 jaar oud. En toe gaan Dawid en toe sê hy vir daai reus, hy stap na hom toe en hy kyk so in hom vas, seker by sy knie omtrent. En hy sê vir hom, jy wil kom beklei teen God se volk en jy dink jy kan hulle wen, maar God gaan jou 'n les leer vandag. En toe vat Dawid 'n klip en hy sit dit so in twee sulke leertoutjies, maar wie van julle het al gesien lyk 'n ketty, dat jy 'n klip insit en skiet jy so. So 'n leerstukkie en dan toutjies, maar nou vat hy hierdie ding so 'n slingervel en dan draai hy daai ding so en hy swaai daai slingervel so en toe laat gaan hy hom. En toe gaan daai klip baie harder as wat jy kan gooi en daai klip gaan so zing en hy slaat die reus tussen die oë. En die reus val vorentoe. Toe gehardloop Dawid na hom toe, hy haal die reus se swaard uit en toe kap hy sy kop af. En toe is almal so bly want die Israeliete het nou die reus gewen en toe wen hulle die Filistyne want dit was die ander vyande. En toe het die koning se naam was koning Saul. En toe sê hy, "Sjoe, maar hierdie is 'n dapper jong man. Ek wil hê hy moet beklei in my weermag, laat hy teen die slegte mense beklei, teen die vyande." En toe maak hy Dawid die baas van sy weermag, dat Dawid die vyande kan wen. Maar toe koning Saul se seun Jonatan, toe sê hy, "Ek hou van Dawid. Hy's 'n dapper man. Ek dink ons kan vriende wees." En toe stap hy na Dawid toe. En toe sê hy, "Dawid, aangename kennis. Ek is Jonatan." En hy dadelik, toe hy vir Dawid sien, toe dink hy, ek hou so baie van hom. Ek wil sy vriend wees. En toe sê hy vir hom, jy weet ek is die koning se seun. En die koning se seun het seker mooi klere en 'n mooi mantel aan. En toe sê hy, jy kan hierdie kry. Hy gee dit vir hom. En hy sê, jy kan eintlik sommer my swaard ook kry. Daar is my swaard. En hy gee sy wapens vir hom. En toe sê hy vir Dawid, hy wil nou regtig beste vriende wees. En Dawid het net so baie van Jonatan gehou. Maar soos Dawid nou beklei teen die vyande en hy wen hulle almal,
toe begin die vroue sing, hulle tamboeryne en die vroue dans, nadat Dawid terugkom van die oorlog, en toe sing hulle, Saul het duisende doodgemaak, maar Dawid het 10.000 doodgemaak. En toe Saul dit hoor, koning Saul, toe is hy nie bly nie. Toe dink hy, hoekom sê hulle Dawid is beter as ek? En toe sê hy jaloers op Dawid. En hy het 'n paar keer vir Dawid probeer doodmaak. Saul sit so met sy spies, maar daar het 'n bose gees gekom. Dan kom hy so oor koning Saul. En dan kyk Saul so vir Dawid en hy vat die spies en hy gooi om Dawid dood te maak. Maar Dawid het gebuk. Die spies gaan so verby ons so in die muur in en Dawid het weggekom. Ek dink Dawid, die koning is mal. Hoekom wil hy my doodmaak? En toe sê Dawid vir Jonathan eendag, Jonathan, kan ek met jou praat? Ek dink ons moet in die veld gaan, niemand moet ons hoor nie. Toe sê hy, jou pa wil my doodmaak. Ek verstaan nie, wat het ek verkeerd gedoen? Ek het jou pa gehelp. Hoekom wil hy my doodmaak? Toe sê Jonathan, nee, my pa wil jou nie doodmaak nie. Ek dink nie jy moet so dink nie. Toe sê ek sê vir jou Jonathan, jou pa wil my doodmaak. Toe sê nee, ek dink nie so nie. Toe sê goed, ek dink ek en jy moet 'n plan maak. Ek dink wat ons moet doen, gaan jy nou vanaand huis toe Jonathan, dan gaan eet jy, wanneer jou aandete is, want ek eet mos altyd saam by julle huis, dan gaan ek nie kom nie, as jy sien jou pa is kwaad, want ek is nie by ete vanaand nie, dan weet jy, jou pa wil my doodmaak. En toe sê hy, goed, maar wat gaan ons vir hom sê, hoekom is ek nie by ete nie? Wat dink jy? Wat sê jy, wat gaan ons vir hom sê? Ek dink ons moet sê, ek moes na my familie toe gegaan het in Bethlehem, want ons het 'n fees by die huis, 'n groot partytjie, en ek kon nie kom nie. Maar is eintlik die feeste wat die Israeliete hou. So dis 'n goeie plan. Hulle kom toe, hulle sit aan tafel, lekker kos, en seker 'n skaapbout, ek weet nie wat hulle alles op die tafel gehad het om te eet nie. En terwyl hulle daar sit, toe kyk Saul en hy sien Dawid is nie daar nie. En toe dink hy net, nee, dis seker iets is fout, hy is onrein, iets is verkeerd. So, en die volgende aand is Dawid weer nie daar by ete nie. En toe sê koning Saul vir sy seun Jonathan, toe sê hy, waar's Dawid, waar's jou vriend? Hoekom is hy nie vanaand hier by ete nie? Toe sê hy, nee pa, Dawid het gesê, hy wil by sy pa by die huis gaan eet, hulle het 'n groot partytjie, 'n groot fees wat hulle hou, so hy kon nie kom nie. En toe sê koning Saul, weet jy dat Dawid gaan die koning word, en jy moet eintlik die koning word. Jy bring jouself in die moeilikheid. En toe sê hy, pa, maar wat het Dawid verkeerd gedoen? Toe vat sy pa spies en hy gooi dit na Jonathan toe. En Jonathan het ook so gebuk, die spies verby hom. En toe is Jonathan kwaad, en toe staan hy op en toe loop hy weg by die tafel, en toe weet hy, sy pa wil vir Dawid doodmaak. En toe gaan hy in die veld in, want Dawid en Jonathan het 'n ooreenkoms gemaak, 'n verbond, wat oom Gideon oor gaan preek. So hulle het gesê vir mekaar, kan ons handskud hier op. Nie net gaan ons beste vriende bly nie, maar eendag, as ons al dood is, dan gaan Dawid, as jy koning word, moet jy my kinders en my kleinkinders oppas, sal jy? Ok, asseblief, ons moet altyd vriende bly. En so hulle het 'n verbond gemaak, en toe gaan Jonathan uit, en hy sê vir die ouetjie wat sê, kan jy my pyle vat asseblief, hierso, hou daai vas, en hier's my boog ook, sal jy dit ook vashou, dankie. Ek dink ons moet gaan, en gaan ons bietjie pyle skiet in die veld. Hulle loop toe in die veld in, maar Dawid kruip weg, agter so 'n hoopie klippe. En hy sê toe, goed, kan jy vir my die boog gee? En hy vat sy boog, gee vir my 'n pyl, hy gee vir hom 'n pyl, en hy trek daai pyl so. En daar skiet die pyl, maar hy het voor die tyd vir Dawid gesê, as die pyl, as ek vir die seentjie sê, gaan haal die pyl lê net daar voor die klippe, dan weet jy, my pa is nie kwaad vir jou nie. Maar as ek vir die seentjie sê, die pyl is verby die klippe, dan weet jy, my pa wil jou doodmaak. En toe sê hy vir hom, ek het die pyl geskiet, kan jy dit gaan haal, is daar ander kant die klippe. En toe weet Dawid, toe hardloop die seentjie, bring die pyle, en toe gee hy weer vir hom, ok, kan jy dit na ons huis toe vat? Jy kan maar hardloop, dankie. Toe hardloop hy, en vat die pyle en die boog, en toe kom Dawid, staan hy op agter die hoopie klippe, en toe kom hy, en toe huil hy, want toe weet hy,
So koning Saul wil hom doodmaak. En toe sê Jonathan vir hom, ja, jy was reg. Ek is jammer, Dawid, maar ons sal vriende bly. Onthou wat ons beloof het vir mekaar. Die verbond wat ons gemaak het. En toe is Dawid weg en toe gaan Jonathan huis toe. Sheesh, dit is nie 'n lekker storie nie. Maar baie lank later, toe kom een van Dawid se seuns, maar nie sy, soos jy's nou oom Paul en tannie Bernadine se seun nie. Okay. Nie so nie, maar sy seun se seun, en dit was Jesus. En toe het hy dood gegaan. So koning Saul kon nie vir Dawid doodmaak nie, maar Jesus is doodgemaak. En hy het doodgegaan want hy het 'n belofte gemaak, 'n verbond wat hy met sy vader gemaak het, lankal nog voor die wêreld gemaak is, om te sê hy gaan kom om dood te gaan aan die kruis om mense te red. Groot mense en kinders, ou mense, jong mense, seuns en dogters, mans en vroue, van al die lande en al die tale. Almal wat in hom glo, sal die ewige lewe hê. Lizzie, jy hoef nie hardop te antwoord nie. Jy kan net dink in jou kop. Ek wonder, het Lizzie die ewige lewe? Wonder of Abraham die ewige lewe het. Of Joshua, of Sari, of Lukie, of ons nuwe maatjie. Glo in Jesus en vra hom. En dan sal hy daai verbond wat hy met sy vader gemaak het ook sê, jy is my kind, vir altyd. OK, julle kan gaan sit. Goeiemôre almal. Ons wil vanoggend vir julle 'n nuwe liedjie leer. Eintlik is nie 'n nuwe liedjie nie, die liedjie is al in 1906 geskryf deur Ada Habersen. En toe sy in 2013 het Matt Merker die liedjie beter gekry en ons 'n bietjie verander, vir 'n nuwe wysie gegee. En dit het vir hom baie beteken toe hy deur 'n moeilike tyd gegaan het. En hopelik gaan hierdie liedjie ook vanoggend vir ons wat deur moeilike tye gaan, bietjie bemoediging bring en ons weer bietjie laat opstaan en lus gee vir die lewe. So die liedjie se naam is He Will Hold Me Fast en is basies gebaseer op Psalm 139 waar Dawid onder andere sê, al vaar ek op na die hoogste hemele of ek daal tot in die laagste duisternis van die hel, U is daar, U regterhand sal my vashou. So sit so vir 'n ruk terwyl ons die liedjie vir jou sing en dan aan die einde van die 3de vers sal ek vir julle wys dat julle opstaan en julle die laaste koor saam met ons sing. En dan sal ons aangaan met die res van die sangdiens. Die liedjie se naam is He Will Hold Me Fast, so luister en ek hoop dit bemoedig jou met vanoggend.
Dankie, kom maar sit. Goeiemôre. Ek het al so baie oor die verbond gepraat, en die ding lê nou al 'n rukkie lank op my hart, en toe Iwer vir my vra om hierdie geleentheid waar te neem, het ek regtig gevoel, dit is dit waaroor gepraat moet word. En toe ek nog gaan sit en 'n bietjie dieper kyk, toe besef ek, dit wat ek geredelik in 3 minute kan verduidelik, is eintlik, gaan 'n naweek nie lank genoeg wees nie. En dit is soos om vir iemand te sê, oor 'n kar. Ja, 'n kar het 4 wiele en hy het aandrywing en hy het 'n stuurwiel en jy ry met die ding. En dit sê vir ons wat 'n kar is. Maar 'n kar is baie, baie meer. As jy eers moet begin verduidelik en verstaan, dan is dit 'n baie groter prentjie. So ek wil graag met julle praat oor die verbond. En ons gaan verseker nie die volheid daarvan kan vat nie. En ek gaan my hande vol hê om in elk geval, in 'n kort tyd, die essensie daarvan deur te gee. Die tema van vandag is die hart van die verbond. Is 'n verbondshart. En dis 'n geweldige belangrike deel van God se woord. Ou Testament, Nuwe Testament, ou verbond, nuwe verbond. En alhoewel daar nou nêrens in die Bybel sê, julle moet die eerste deel die Ou Testament noem of die ou verbond nie, is dit die eenvoudige logiese verstaan. En die ander kant van die saak is, en ons gaan daarby uitkom, is dat jy moet nie, dis nie asof verbond alles bepaal. Dis nie asof verbond die elke sinnetjie raak daaraan nie. Maar verbond kom hak in by God se wese. Dit hak in by die res van die prentjie. So kom ons maak oop toe, ons vra die Here se seën. Vader, dankie. Dankie vir dit wat U geïnisieer het. Dankie vir dit wat in U hart was vir ons. Dankie Here vir dit wat die Vader en die Seun deur die krag en die werking van U Gees kom werklikheid maak het. En Here, help ons om te verstaan waar verbond in hierdie hele prentjie inpas, die vasmaak aan U. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. So die woord verbond, jy kan die woord bind hoor, nê? Vasbind, vasmaak. Verband, verbind, verbond, al daai verduidelik ons nou vir ons waar dit vandaan kom. Nou wat is verbond? Waar kom dit vandaan? Julle, dit is 'n ou praktyk. Dit kom uit die antieke wêreld uit. In die antieke wêreld was die woord verbond 'n baie bekende konsep. Dit was nie vir hulle 'n vreemde iets nie. So ek wil graag vir julle ietsie verduidelik van wat verbond in daai jare beteken het. Hulle het ook gepraat van om 'n verbond te sny, to cut a covenant, want daar was 'n spesifieke snyproses teenwoordig in hierdie ding. En dit was 'n verbond tussen 'n vaste en 'n bindende ooreenkoms tussen twee partye en gewoonlik teenoor 'n derde party. 'n Vaste, bindende ooreenkoms. Dit vra 'n paar goed. Dit vra vertroue. Dit vra geloof in die ander een. Dit vra dat dit iemand is wat ek kan sê, vir jou kan ek vertrou. Dink terug maar net aan Dawid en Jonathan, nê. Kan ek jou vertrou? Dis 'n kritiese faset van verbond. Om die ander een op sy woord te vat. Breedweg was daar 3 fasette in. 'n Verbond het bepaal dat hulle een word. Wat myne is, word joune, en wat joune is, word myne. Daar's 'n uitruil. En dan was hierdie 'n blywende reëling. Dis nie soos 'n kontrak wat net vir 'n paar maande of 'n paar jaar of wat ook al is nie. Dit was 'n ding wat vasgemaak was, en jy het baie mooi besluit om met wie jy in 'n verbond wil gaan, want jy het jouself gaan vasmaak aan hierdie persoon.
Tydens die verbondsluiting het hulle diere gevat, dit geslag en dan middeldeur gesny dat die twee stukke teenoor mekaar lê. En nadat hulle die bepalings van die verbond met mekaar gedeel het, dan het hulle 'n vorm 8 deurgeloop. Jy kan nou maar dink, die bloed loop so, nee. En soms was dit die een persoon wat van die ander verwag het om deur te loop en so, en soms het hulle gelyktydig soort van by mekaar verby, soms die een, soms die ander een. Bloed het 'n belangrike rol gespeel in die sluit van 'n verbond. Jy sê daarmee eintlik, lewe is op die spel. Hulle het ook daarna uitgeruil. Ons onthou dat Dawid en Jonathan die uitruil van wat hulle gehad het. Hulle het goed met mekaar kleed uitgeruil, wapens uitgeruil, staf uitgeruil, soort van om te sê, ek vereenselwig jou met my. Dit wat myne is joune. So dit wat tot jou wese, tot jou beskikking is, dit gee jy in hierdie ooreenkoms. Jou kundigheid, jou resources, jou finansies en dinge, jy kom gee dit, en ek gee wat ek het. Word sterker in die proses. Hulle het ook saam geëet. Na die verbondsluiting het hulle saam geëet. Te sê vir ons vereenselwig met mekaar. Jy gaan hierdie tipe goed sien in die verbondsluiting tussen ons en die Here, of tussen hom en ons. Daar's baie ernstige gevolge as jy 'n verbond gebreek het. As jy in daai jare 'n verbond gebreek het, was dit baie keer doodsaak. Ek het die gedagte dat jy as ware sê, soos wat daai dier dood lê, dat hy sy bloed gegee het. As ek hierdie verbond breek, kan jy dit met my doen. As ware op my eie bloed. Sy bloed verteenwoordig net my bloed. Dat ek hierdie verbond sluit. Geweldige belangrike deel om vastigheid en sekerheid tussen partye te bewerk. Die mees bindende ooreenkoms wat jy aan kan dink. Daar's niks dieper as dit nie. Word op bloed gesluit, word op lewe gesluit. Goed, so kom ons kyk na hoe het dit dan gekom. En ek onderstreep die ding wat Iwer in die begin gesê het, God het hierdie geïnisieer. Hierdie kom van sy kant af. Hierdie is nie ons wat na hom toe gekom het en op 'n stadium gesê het, Here, maar kan ons nie elke plannetjie maak nie. Hierdie is nie twee gelyke partye. Hierdie is God wat sê, ek kom en ek sit dit neer. Maar ek en jy het 'n antwoord daarop. En ons moet ook van ons kant af. God se skepingsdoel vir die mens. Ek gaan klomp skrifgedeeltes, moet asseblief nie na almal blaai nie. As jy notas maak, kan jy skryf. Ek sal vir julle sê waar ons gaan lees. Maar daar is 'n klomp skrifgedeeltes en ons gaan letterlik raak aan dit. En hier en daar gaan ek 'n stukkie lees. Genesis 1 vers 26 en 27 kry ons God se plan. En ek weet ek het al met julle daaroor gepraat. Maar verstaan daar dat dit is die oorspronklike plan. Reg in die begin sê God, hier is my plan. Ek wil die mens maak na my beeld. En vanuit hom uit te leef. En wat het gebeur? Ons het gesondig, stikkend geraak. En God kom en hy sê, gaan herstel. Van die begin af sê hy, hierdie is nie verby nie. So hou hierdie in gedagte, wanneer ons praat oor die verbond. Dat God het 'n herstelplan. Hy wil kom, sy oorspronklike plan, weer kom herstel. In Genesis 15, nou natuurlik wat gebeur is, daar is 'n paar verbonde, ons gaan nie eers oor Noag se praat en al die ander nie, maar ons kom dat God kom op 'n punt wat hy vir die mens sê. Na die sondvloed en na die toring van Babel, nou bly Abraham daar aan die kant die Efraatrivier in Ur. God roep hom van daar af. En hy sê vir hom, ek het 'n plan. Los agter en volg my. Jy sal hoor, hy moes God glo, hy moes God vertrou en hy moes gehoorsaam. En hy sê vir hom, ek gaan vir jou 'n groot nasie maak en ek gaan vir jou 'n land gee. Vir jou nageslag. Nou, dit is alles wonderlik, maar daar is een probleem.
Om 'n groot nasie te kan word, moet jy ten minste een kind hê. En Abraham het nie eers een kind gehad nie, sy vrou kon nie kinders hê nie, en was in elk geval al klaar verby haar menopause, die glo al die ander goed het gebeur, sy kan nie meer kinders hê nie. Verby. En dan sê God vir hom, dit sal gebeur. En ons lees in Genesis 15, waar God, en ek vermoed dit was een oggend baie vroeg, want daar was nog sterre gewees, en hy sê vir hom, sien jy daai sterre? So baie gaan jou nageslag wees. En dan vat daar Abraham vir God op sy woord. Hy glo hom. En dan sê hy vir hom, in hierdie land gaan dit vir jou nageslag gee. En dan sê Abraham, maar Here, hoe gaan ons hierdie ding, hoe gaan ek dit weet? As ware vra hy, hoe gaan ons hierdie ding vasmaak? En sê God vir hom, bring vir my 3 jaar oud vers, en 'n jaar oud ram, en 'n dit en 'n dat en 'n dat, paar diere, bring hulle. En dan weet Abraham dadelik waarvan God praat. Wat hy hier in proses sit. En hy bring die diere en hy sny dit middeldeur. Daar was ook 2 voëls gewees, hy het hulle in die middeldeur gesny nie. Pak hulle daar. Nou verstaan ons, hierdie was verbondsluiting. Hierdie is nie 'n offer wat gebring word nie. Hierdie is verbondsluiting, die stukke lê reg oor mekaar. Tipies soos wat hulle dit gedoen het in daai tyd. En dan kom die Here en hy sê vir hom, eers moet hy die voëls weghou en so aan, en dan kom daar hierdie diep slaap oor hom, en dan praat die Here en hy sê vir hom, dan gaan jou volk, jou nageslag gaan hier so wees, maar hulle gaan eers weggevat word, vir 400 jaar, dan gaan hulle terugkom, en dan gaan vir hulle hierdie gee, en dan beweeg daar 'n rokende oond en 'n brandende fakkel deur. So waar's Abraham? Is hy besig met die verbondsluiting? Hy sit daar half in 'n, dit lyk my hy was half onder 'n semi-narkose of iets gewees. Hy het geweet wat gaan aan, maar hy het nie deel gehad. So God kom en ons het nie presies sekerheid nie, maar dit lyk asof die Vader en die Seun het gekom. En God kom sluit die verbond. Jesus staan in vir die menskant. En hy kom sluit verbond. Want hy gaan ons mens word. Beweeg deur. Maak hierdie ding vas. Daarna dan lees ons in Genesis 17 dat die Here vir hom sê, leef voor my. Ek is God, ek is die Almagtige, leef onberispelik, stap die pad met my. Ek gaan jou buitengewoon baie maak, 'n menigte van nasies, en dan gee hy vir hom die verbondsteken, die besnydenis. En hy sê, hierdie gaan 'n ewige verbond wees. Later dan kry ons die gedeelte waar die Here vir Abraham sê, offer jou seun aan my, gee jou seun. Nou, alhoewel daar 'n langer praat is en 'n dieper verstaan is, kom ons by die verstaan dat God doen hierdie baie vreemde ding waar hy andersins eintlik kinderoffers en menseoffers absoluut verbied en haat. En hard gaan straf. Sê hy, maar gee vir my jou seun, dit dryf so in. En dan kom ons by die verstaan dat die Here sê, die een verbondshoof, die senior een, vra van die junior een, gee vir my jou seun. Want ander dag wil hy sê dat sy seun gegee moet word. En hy slaan reeds die brug vir daardie gebeurtenis. Hy maak dit reeds vas. Onthou dat 'n verbond tussen 2 partye is en baie keer teenoor 'n derde party. En die vyand is die derde party. En hy het 'n aanspraak op ons. Maar God sit klaar die regsgeldigheid in plek. Hy gaan sy seun gee en niemand gaan dit kan keer nie. Niemand sou dit in elk geval kon keer nie. Daarna, nadat hy bereid was om sy seun te offer, ja, julle ken die storie, nee, dat hy op die punt was om vir Isak te offer, toe sê die Here, staan vas. Daar's 'n ram. En dan sê hy, by myself sweer ek, omdat jy dit gedoen het, en nie jou seun, die enigste van my terughou het nie, sal ek jou ryklik seën. Hoekom sê God dit so? Want hy is so bly. Hy is so opgewonde, want dis wat hy by Abraham wil vasmaak om hom te vertrou. Geloof in sy hart gebou.
want hy het 'n groot plan. Hy wil sy seun gee. Tyd gaan verby. Abraham, Isak, Jakob, Josef, volk is vir 400 jaar, net soos die Here gesê het, in Egipte, en dan kom Moses, en sy 40 jaar storie, en uiteindelik is hulle daar by Sinai. Hulle word uitgelei na die 10 plaae, deur die Rooi See, kom by Sinai, en dan lees ons dat in Eksodus 19 God verskyn. Dis 'n geweldige gebeurtenis. Hy kom af op die berg. En in Eksodus 20 gee hy die terme van die verbond. Die 10 gebooie. Wat beteken liefde tot God en liefde tot die naaste. Hy sê daarmee, as julle myne is dit hoe jou lewe gaan lyk. Hou nou in gedagte, wat was God se oorspronklike plan? Dat ons uit God uit sal leef. As ek uit hom uit leef, gaan ek hom lief hê. Gaan ek my naaste lief hê. Die terme van die verbond haak net terug na die oorspronklike plan. Dis nie iets wat God uitgedink het op daai stadium nie. Dit sluit eenvoudig in. Hy's besig om dit te herstel. En dan gee hy die terme van die verbond, en dan in Eksodus 24, dan kry ons by 'n interessante ding, dan word hierdie neergeskryf. Dan sê God vir Moses, nou gaan hou dit by die volk voor, en hoor wat sê hulle. En dan lees hy dit vir hulle. En dan sê hulle, dis reg. Dis reg met ons. Ons sê ja. Alles wat die Here gesê het, sal ons doen. God sê van sy kant af, ek sal vir julle 'n God wees. Ek sal vir julle sorg. Ek sal voorsien. Ek sal julle beskerm. Maar julle moet vir my 'n volk wees. En dit beteken dat julle gaan doen wat ek sê. Hierdie dinge van die wet. Hou daarby dat julle uit my uitleef. En dan sê hulle, dis reg, ons sal dit doen. Daarna is daar 'n altaar gebou, en Moses het die ouens aangesê, daar was brandoffers gebring, en daar was maaltydoffers gebring, bulle is geslag, die bloed is opgevang, en die helfte van die bloed het hy gesprinkel teen die altaar, maar die ander helfte het hy in 'n bak gehou. En toe sê hy vir die ouens, het julle hierdie gehoor, en hy lees dit weer, hard dat almal kan hoor, en hulle sê, alles wat die Here gesê het, sal ons doen en gehoorsaam, vir 'n tweede keer. Hy vat die bloed en hy sprinkel dit oor hulle. Nou kan jy sien, daar's 'n verbondshandeling, nee. Daar's bloed. Daar's 'n verbondshandeling wat 'n verbondsluiting aksie wat plaasvind. En daarna het Moses en Aaron en Nadab en Abihu, die 2 seuns van Aaron, sowel as 70 van die leiers opgegaan teen die berg, en daar het hulle God gesien, en in sy teenwoordigheid het hulle die maaltyd geëet, die verbondsmaal. Daar by die Here se voete was dit so safier. 'n geweldige gebeurtenis. Staan hierso, hulle het God aanskou en toe geëet en gedrink, en hulle het niks oorgekom van die ding. Geweldige gebeurtenis. In Deuteronomium 5 dan praat Moses, hy sê, Israel, luister na die vaste voorskrifte en beslissings wat ek vandag afkondig, sodat julle dit kan hoor. Julle moet dit leer en nougeset nakom. Die Here ons God het met ons 'n verbond gesluit by Horeb. Op die berg het die Here uit die vuur van aangesig tot aangesig met julle gepraat. Sê, dit is belangrik. Maar, wat sien ons? God van sy kant af hou sy verbond, maar die mens kant. Hier is die moeilikheid. Julle, dis nog in daai eerste 40 dae. Nadat hierdie verbondsluiting plaasgevind het, toe is Moses teen die berg op, nou gaan hy die tabernakelplan kry, want God wil tussen sy volk kom bly. Die verbond is mos nou gesluit. Dis soos in 'n huwelik, die man en vrou. En hy kom nou by sy volk bly, die tabernakel, tussen hulle. En nou gaan Moses op en hy gaan die plan van die tabernakel kry. Dit is 'n 40 dae storie. Hierdie is die verbondsluitingsperiode. Dit is soos om die dag wat jy getrou is, dis nog als deel van die huweliksviering. En in daai tyd draai die spul weg
en hulle maak die goue kalf. Dis nou soos om tydens jou huweliksviering, al die ouens het nou lekker geëet en nou word daar 'n bietjie gedans of gekuier en so aan, en jy kyk en sien wat gaan daar agter, waar is my bruid? En al die tyd is hy besig om daarso, klere is nou uit en daar in die hoek gebeur daar nou iets. Sommige met iemand anders. Wat vat jy? Jy vat daai huweliksertifikaat nie, skeer hom op. Sê nie, hierdie is verby, het gaan nie werk nie. Dis as ware dit. Hulle is nog in die verbondsluitingsperiode. Toe breek hulle al klaar. Julle, dis die mensekant van die storie. Helaas, dis die hart. Die sondige hart van die mens. Was dit nou maar bietjie beter, dan het ons daarom iets gehad om op te roem, ons het niks. Male sonder tal breek Israel die verbond. Elke nou en dan lees ons, ja, die ouens het alweer van die pad afgegaan. In Jeremia 11 lees ons, dat die Here sê, hy sê vir Jeremia, daar is 'n sameswering ontdek by die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem. Hulle het teruggekeer na die sondeskuld van hulle eerste voorouers, wat geweier het om na my woorde te luister. Dis hulle wat agter ander gode aanloop, om die te dien. Die huis van Israel en die huis van Juda het my verbond verbreek, wat ek met die voorouers gesluit het. Dis die storie. Jesaja 55, maak jou ore oop en kom na my toe. Luister sodat jy kan leef. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, getrou aan die bestendige liefde vir Dawid. Maar daar's 'n vooruitsig. Die Here sê, hierdie volk breek die verbond oor en oor. My vasmaak aan hulle. Hulle vat my nie ernstig op. Hulle vat my wet nie ernstig op nie. Hulle vat my woord nie ernstig op nie. Hulle vat my nie ernstig op nie. Hulle is eintlik besig om agter hulle eie dinge aan te loop. Jy sê, maar daar is 'n vooruitsig. Daar is 'n plan. En dan in Jeremia 31 lees ons, dat hy sê, ek gaan 'n nuwe verbond sluit. Ja, dit is die verbond wat ek in daardie dae met die huis van Israel sal sluit, is die uitspraak van die Here. Ek sal my wet in hulle binneste gee, en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Hulle sal nie meer elkeen sy medemens of sy broer leer en sê, ken die Here nie, want hulle almal sal my ken, daai diep intieme ken verhouding. Van die kleinste tot die grootste onder hulle, is die uitspraak van die Here, want ek sal hulle sondeskuld vergewe, en aan hulle sonde sal ek nie meer dink nie. In Maleagi 3 sê hy, dat hy onverwags gaan kom na sy tempel toe, die Heer na wie hulle soek, die boodskapper van die verbond, en dat hy sal kom, hy gaan daai een wees, wat die smelter gaan wees, wat, wie gaan hom kan verduur? Sy koms, sy geweldigheid. Esegiel 37, ek sal vir hulle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in hulle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit hulle liggame verwyder en vir hulle hart van vlees gee. My gees sal ek in hulle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorouers gegee het. Julle sal my volk wees, ek sal vir julle God wees. Die Here sê, ek gee nie op nie. Hierdie ding gaan werk. Ek het julle gemaak na my beeld, dit sal herstel word. En dan kom Jesus. Op die regte tyd. Op die vasgestelde bepaalde tyd. Die beloofde een. Die seun van God word mens. Hou in gedagte, wat is mens? Beelddraer van God, nee. So nou skuif Jesus van die een wat die beeld gee, hy skuif van die Godkant na die menskant, na die wat die beeld dra. En hy kom leef as een van ons, maar met 'n baie groot verskil. Sonder sonde. Hy leef volmaak uit die Vader uit. So hier is die enigste mens van almal wat volmaak uit die Vader uit leef, wat besig is om te wees dit wat die Vader ons bedoel het om te wees. Nadat Jesus op aarde was, gesterf het, vir ons sonde betaal het en daarna opgevaar het hemel toe. Ons het nou die dag hemelvaart, donderdag was hemelvaartdag, onthou het daarvan. Dan gebeur daar 'n ding
waar Petrus en Johannes eendag stap, en julle weet mos nou van die ou wat daar gesit het, wat krepeel was, en dan in die naam van Jesus word hy gesond gemaak, en dan is daar 'n hele storie, klomp mense drom saam, en 'n hele ding. Dan praat Petrus, en hy sê, Israeliete, waarom is julle hieroor verwonde? Waarom staar julle ons so aan? Asof dit in ons eie krag is, wat ons hierdie gedoen het. Dit is nie ons nie, die God van Israel, van Abraham, en van Isak en van Jakob, die God van julle voorvaders, hy het sy diensnag Jesus verheerlik. Hom wat julle oorgelewer het, om gekruisig te word, dis hy, die heilige en regverdige, wat julle verloon het. Dis hy. Maar julle het die leidsman wat tot die leidsman tot lewe doodgemaak, maar God het hom uit die doodheid opgewek. En dan verduidelik hy vir hulle, hierdie is die een. Op hierdie manier het God in vervulling laat gaan, wat hy vroeër by monde van al sy profete verkondig het, naamlik dat sy Christus sou ly, bekeer julle en draai terug, sodat julle sondes uitgewis kan word, tye van verkoking kan kom, en dan sê hy vir hulle, hierdie is deel van die verbondsplan, wat God gehad het. Nou goed, kom ons dink weer, wat is 'n verbond? In daai tyd was dit steeds 'n bekende praktyk. Dit is 'n vaste en 'n bindende ooreenkoms tussen twee partye, teenoor 'n derde een. Dit vra vertroue, dit vra geloof, aan een op sy woord te vat. Die fasette is, ons word een, daar's 'n uitruil, en dis 'n blywende reëling. Daar word geslag, daar word doodgemaak, daar's bloed, daar's 'n uitruil van wederwysydse pand, daar's 'n saam eet, en daar's ernstige gevolge as jy dit breek. Goed, nou kom ons kyk wat het God gedoen. Ons het reeds vir mekaar gesê dat God gesê het, kom ons maak die mens na ons beeld. Praat van die sondeval, dat 'n herstelpad was. Nou kom die verbond deur. En in Jesus sien ons nou daai eenwording, ons sien die uitruil, en ons sien die blywendheid. Net soos wat dit werk met 'n verbond. Jesus kom en hy kom wees die enigste mens wat nooit gesondig het nie. Die heel wees van God se plan. Die beelddraer. En hy leef in ons plek. Dis hoekom hy op hierdie aarde moes kom leef het. Dis hoekom hy gebore moes word. Want hy kan nie in ons plek gewees het as hy nie gebore was nie, nee. As hy nie regtig mens was nie. As hy nou maar net die eendag verskyn het en gesê het, hier's ek nou. En hy het met 'n menslike gestalte rondgeloop. Was hy nie 'n waaragtige mens soos ek en jy nie, en kon hy nie in ons plek gestaan het. Maar hy moes gebore geword het. En soos wat al vir mekaar gesê het, daar kon nie aardse pa deel gewees het nie, want hy het klaar bestaan. Hy is nie verwek deur 'n mens nie. Maar hy is deur 'n vrou in die wêreld ingebring. En dan kom leef hy hier in ons plek. En dan kom hy in ons plek. En hy vat ons sonde op homself. En hy gaan kruis toe daarmee. Hy word in ons plek sonde gemaak. En hy gaan kruis toe daarmee. Altaar. En hy word die offer. En die uitruil tussen God en mens word beseël met die bloed van die lam. Hebreërs 9 praat daaroor. Christus egter het gekom as hoëpriester van die goeie dinge wat nou verwesenlik is. Deur 'n uitnemender en meer volmaakte tabernakel beweeg, wat nie deur mense hande gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie in hierdie deel van hierdie skepping is nie. Hy het daar in die hemelse gegaan. Hy het ook nie met die bloed van bokramme en bulkalwers nie, maar eens en vir altyd met sy eie bloed die heiligdom binne gegaan, 'n ewige verlossing bewerkstellig. Want as die bloed van bokramme en bulle en die as van 'n jong vers die verontreinigd is deur besprinkeling wy, met die oog op die reiniging van die liggaam, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees as vlekkelose offer aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke, sodat ons die lewende God kan sien.
En dan vers 22, feitelik alles is volgens die wet met bloed gereinig. Ja, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Bloed is gegee. Hierdie verbond is vasgemaak met die bloed van Christus. Waar wil jy 'n sterker verbond hê as dit? Nou onthou dat in daardie tyd Efesiërs 2 vers 12 en 13, onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus het julle wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. So ons sien die een belangrike faset van verbond is daar. Bloed is gegee. Wat van die ander? Wat van vertroue? Wat van om God te glo? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Geloof is 'n essensiële deel van verbond, wat ek vat iemand op sy woord. Bekering beteken jy sê ja vir die verbond. Iewers het ons nodig om toe te tree. Vir God ja te sê. Julle al gedink aan die sondaarsgebed. Wat gebeur? Dis 'n verbondsluiting. Here, hier is ek. Ek wil my lewe vir U gee. Ek wil een word met U. Vat asseblief my sonde, al my gebrokenheid. Geef vir my U heel wees. U kom maak my nuut met U. U geregtigheid. Ek wil altyd aan U behoort. Dis verbondsterme, mens het nooit daaraan gedink. Beteken dit ek moet presies hierdie dinge gebruik? Nee. Vra vir die ou wat langs Jesus gehang het. Hy het net gesê, Here, dink aan my. Maar die hart daarvan is om te sê, dit wie U is wat ek soek. Daar's 'n uitruil van wederwysige pand. Wat gebeur? 2 Korintiërs 5 vers 5. Hy wat ons juis hiervoor voorberei het is God en wat aan ons die Gees as waarborg gee. Nou is daar 'n uitruil. Daardie tyd het die ouens se kleed of 'n ding uitgeruil. Nee, wat word uitgeruil? God se Gees kom hier. En van ons kant af, is daar enige iets wat by God is? Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Waarmee sit hy aan die regterhand van God? Met die liggaam wat hy van hierdie aarde af opgevaar het. 'n Aardse liggaam weliswaar in verheerlikte vorm. Daai liggaam gaan jy nie meer ergens in 'n graf kry nie. Daardie liggaam is in die hemel. Sit aan die regterhand. Daar's 'n pad waarmee ons vasgemaak is. God se Gees is hier en daar's 'n aardse liggaam aan die regterhand van die Vader. God is ernstig met hierdie verbond. Saam eet. Ons kom nou daarby. So wat sien ons? God sê, dit is so. Julle het van my af weggedraai. My oorspronklike plan. Maar ek kanselleer dit nie. Dit word herstel. Jesus is die een wat dit kom leef het. En in julle plek, en die uitruil vind plaas. Ek kom word een met julle. Het mens kom word. Die uitruil plaasgevind, en hierdie is 'n blywende reëling. Nou kom ons by ons skrifgedeelte uiteindelik. Hebreërs 8. Hebreërs 8 vers 6 tot 13. Hou nou in gedagte wat ons oor gepraat het, want dit help vir ons om hierdie beter te verstaan. Hebreërs 8 vers 6
Maar nou het Jesus 'n meer verhewe bediening verkry, in die sin dat hy ook middelaar is van 'n uitnemender verbond, wat op grond van uitnemender beloftes regsgeldigheid verkry het. Daarvolgens Hebreërs, ek verwys net vinnig na Hebreërs 7 vers 22, daarvolgens het Jesus ook borg van 'n beter verbond geword. So daar was die oorspronklike ene, maar die Here sê daar's 'n beter een. Hoekom is hy beter? Oor die een deur wie dit vasgemaak word. In die eerste plek was die probleem met die verbond in die ou. Kom ons kyk, waar was die probleem? Want as hierdie eerste een foutloos was, sou daar nie behoefte gewees het aan 'n tweede een nie. Hy vind inderdaad fout. So waar was die fout? Hy vind inderdaad fout met hulle, wanneer hy sê. Wie is die hulle? Dis hy klomp Israeliete, wat die goue kalf en daarna. Die mens. So die probleem met die ou verbond was nie die verbond nie, nie die inhoud van die verbond nie, die mens. Want ons kon dit nie hou nie. So nou is 'n nuwe verbond nodig. En wat gaan die probleemfaktor vervang? Jesus. Want hy is nou die een wat instaan in ons plek. En met wie dit vasgemaak word. My en jou vasmaak is dan met hom. Kyk, daar kom daar, sê die Here, dat ek met die huis van Israel en met die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. En dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het op die dag toe ek hulle met my hand gegryp het om hulle uit Egipte uit te lei nie. Want hulle het nie by my verbond gebly nie. En ek het hulle geïgnoreer, sê die Here. Dit is dan die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en op hulle harte sal ek dit neerskryf. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Niemand sal meer vir sy medeburger of sy broer onderrig en sê, ken die Here nie, omdat hulle my almal sal ken, van die kleinste tot die grootste onder hulle. Ek sal genadig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sonde sal ek glad nie meer dink nie. Deur te praat van 'n nuwe verbond, het hy die eerste een verouderd verklaar. En wat verouderd verklaar en afgeleef is naby aan verdwyning. Het is gepas dat daar in Kolossense 1 die loflied aan die Seun is. Wat sê? Hy het ons uit die mag van die duisternis kom red. Dis hy wat bevryding en vergifnis bewerk het. Die een wat die beeld van die onsigbare God is, die eerstgeborene van die hele skepping. Hy deur wie alles daar gestel is. Hy het gekom. Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk, die oorsprong, die eerstgeborene. Julle sien wat gebeur het, is dat die verbond is op die ou end gesluit. Tussen God en Vader. Dit wat in die voortyd gebeur het, word vasgemaak deur die bloed van Jesus self. Hy self bemiddel hierdie verbond. Kom staan in. Hy het wat nooit gesondig het, kom staan in ons plek. Hy wat nie 'n goue kalf ding gedoen het nie. Ensovoorts nie. En daar's 'n volmaakte verbond. Tussen God en mens met 'n hoofletter. Die seun van God, die seun van die mens. Nou hoe kry ons daaraan deel? Deur dit wat hy gedoen het vir ons te vat, te glo, daarvoor ja te sê. Dieselfde hart wat in die verbondsding is, kry ons in die res van die skrif. Die beloftes? Yes. So jy gaan op 'n klomp plekke lees, dan gaan nou nie die term verbond daar staan. Maar jy kom agter, dis dieselfde hart. Dit vra geloof. Dit gaan oor God se beloftes. Dit gaan oor sy woord. Dit gaan oor die profesie. Alles, hoekom werk dit so? Want dit kom uit dieselfde hart uit. Dis maar net fasette wat uit dieselfde hart kom.
Daarom gaan jy nie byvoorbeeld kry, dat verbond is die ding waaroor dit gaan nie. God is die een waaroor dit gaan. Want as verbond die ding is waaroor dit gaan, dan het ons 'n verbond aangaan. Ons hang nie verbond aan nie, ons hang God aan. Maar ons aanhang van hom, loop saam met verbond. Loop saam met, vat hom op sy woord. Loop saam met toeëinding van sy beloftes. Loop saam met geloof. So ek en jy dan nou nodig om te leef in hierdie verbondseenheid. Ons het nodig om te sê, Here, so dit wat U is dit waar vir my? Ja. En ek gaan nou baie vinnig net na 'n paar skrifgedeeltes kyk en dit boorlangs vir julle lees. Ons gaan nie als gelees kan kry nie, maar ek sal die skrifgedeeltes gee. Romeine 10 vers 9 en 11. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en ons word regverdig verklaar, met die mond bely ons en ons word verlos. Die skrif sê tog, elkeen wat in hom glo sal nie beskaamd staan nie. Wanneer jy in 'n verbond ja sê, dan sê jy ja. Die wat getroud is, jy's in 'n verbond met die vrou, met die man langs jou. En jy het op 'n stadium met die hart ja gesê en met die mond. Want jy sluit nie 'n verbond deur daar voor die kerk te staan en dan sê die dominee en dan loop julle nie. Jy het gesê ja. Want dit is 'n ernstige saak. Ek en jy het nodig om vir God ja te sê. Hy het net toe daarvan gepraat. Ons het nodig om vir God ja te sê. As jy met die hart glo, bely met die mond en sê, Here, ja, ek vat dit. As jy dit nie bedoel nie, as jou ja leeg, in jou lewe sal dit wys. Romeine 8 vers 1. Daar is dan geen veroordeling vir diegene wat in Christus is nie. Dis verbond. Per verbond word jy vasgemaak aan hom. Wat is die terme van die verbond? Jy word een met hom. Wat syne is ek joune geword. Sy geregtigheid. Sy lewe wat volmaak was. Dis asof hy vir ons sê, jy kry 'n nuwe verlede. Waar lees jy daarvan? Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Gaan lees oor toe Jesus mens was. Dit word joune. En jou verlede? Ja, jy ken dit. Dit word syne. Dis 'n uitruil. Hy vat jou stikkend en jou gebroke. Hy vat die verkeerd wat jy gedoen het en hy vat die verkeerd wat aan jou gedoen is. Hy vat die stikkend van die lewe en hy sê, gee dit vir my. Wanneer gaan hy dit vat? 2000 jaar terug reeds aan die kruis. Sy sonde gemaak vir ons. Het hy my stikkend en my seer en al die nonsens wat ons aangejaag het, dit gevat. Sy gee vir my. Ek gee vir jou 'n nuwe lewe. Kom kry by my. Hoe gaan ek dit toeëien? Ek vat hom op sy woord. Dis dit. Dis al wat jy het. Jy het sy woord. Jy het niks meer nodig nie. Dit sy woord. Maar is bewys deur wat hy gedoen het. Hy het sy bloed gegee. 2 Korintiërs 5 vers 17, 18, 21. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Ou dinge het verbygegaan. Hy het nuut geword. Dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van versoening gegee het. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom, deur ons verbondenheid, deur ons eenheid met hom, voor God geregverdig kon word. Efesiërs 2 vers 4 tot 8. Maar God ryk in barmhartigheid. Hy het ons, terwyl ons nog dood was, gevolg van ons oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee ons lief gehad het, saam met Christus lewendig gemaak. Uit genade. Gawe van God. Nie uit ons nie. 2 Korintiërs 3 vers 18. En ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël,
word na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid afkomstig die Here, die Gees. So wat sê hy? Hy sê, ek het jou een gemaak met my, en ek is besig met jou. My Gees is in jou, en ek is besig om jou dag na dag te vernuwe, dat jy meer word wat jy is. Hy sla myne, sla my kind, ja gesê, maar hy werk met ons, om ons te vernuwe. Dit is 'n voortgaande proses. 1 Korintiërs 12 vers 27, julle is die liggaam van Christus, en elkeen individuele lidmaat. Syne, deel van sy liggaam. Romeine 6, dis 'n lang stukkie, gaan nie als lees nie. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, sodat ons die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin leef? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Kom een word met hom. Onthou, dis waaroor die doop gaan. Jy sterf aan die ou jy, die ou natuur, in die Gees. En dan bly daai ou natuur agter. Word weer lewendig gemaak in Christus. Word lewendig in hom. Sy verbondshandeling. Galasiërs 3, 25 tot 29. Want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Deur die geloof. Want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Daar is nou nie meer Jood, Griek en al daai nie. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, ooreenkomstig die belofte, erfgename. Daai belofte, daai wat hy gesê het. Kolossense 2, vers 9 tot 13, want in hom woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. Die hele volheid van God is in Christus. Met ander woorde, hy is 'n volmaakte beelddraer. Volmaak. En in hom, wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. Kom jy agter waar lê die herstel? Die herstel lê in hom. Maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige natuur bestaan weggeneem is, dis waaroor die doop gaan, dis waaroor die besnydenis gaan, dis die wegneem van die ou natuur, die aflê daarvan. En natuurlik is dit so dat ons weet mos nou, daai ou sondige natuur, Paulus sê, eers eendag wanneer ons liggaam neerlê, gaan hy finaal uit die prentjie uitwees. Maar in die Gees, in beginsel, is hy klaar neergelê. Ek leef nie meer uit hom nie. As julle dan saam met Christus opgewek is, Kolossense 3 vers 1 tot 17, streef na wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. Julle het immers gesterf en julle is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. En dan praat hy daaroor al die verkeerde begeertes, wat nie meer deel van jou lewe moet wees nie. Hoekom nie? Want jy is nou saam met hom. Jy is een met hom, is 'n verbondsposisie. En dan sê hy, doen goed aan mekaar. Hoekom? Want jy is in hom. Leef van daar af. 2 Timoteus 2, vers 11 tot 13, die uitspraak is betroubaar. As jy saam met hom gesterf het, sal jy ook saam met hom leef. As ons aanhou volhard, sal ons ook saam met hom regeer. 1 Korintiërs 15, maar nou, Christus is opgewek uit die dood, vers 20 tot 23 en vers 44, 48 en 49, sê maar vir my agterna as jy dit soek. Maar nou Christus is opgewek uit die dood, as eersteling van die ontslapenis. Nou sê hy vir ons, Jesus is opgewek, hy is hemel toe. Net so, omdat ons in 'n verbondseenheid is, gaan hierdie liggaam ook eendag 'n verheerlikte liggaam word. Verstaan jy waar kom dit vandaan? Een wees met hom. As jy nie een is met hom nie, gaan jy uitmisdaad. Gaan jy nie 'n verheerlikte liggaam kry nie. Daar's 'n ander een wat jy gaan kry en jy wil nie weet hoe dit gaan lyk nie. Julle, dit waar alles lê. Dit wat waar is vir Jesus, word waar vir ons. Dit wat waar is vir hom, word waar vir jou.
Dus hoekom ons saam met hom in hemelse plekke sit. Want daar's 'n verbondseenheid. Efesiërs 3, vers 6 en vers 12. Wanneer julle dit lees, sal julle daardeur my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. Die geheimenis is nie aan vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak, soos dit tans deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is nie. Naamlik dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die belofte van Jesus Christus in julle verbondenheid met hom word. Ons kry deel deur Christus, ons wat uit die heidendom uit is. Ken jy hom? Ken jy die een met wie jy in verbond is? Ja. Dan vertrou. Vertrou met jou lewe. Verbond is daar om vas te maak wat reeds in die hart is. Dit was reeds in God se hart om ons syne te wil hê. Hy kom maak dit vas. En nou sê hy vir ons, laat dit in jou hart wees. Nou hoe gaan jy dit in jou hart kry? God se Gees. Dit wat waar is van Jesus word waar van jou, 'n nuwe hart. God se Gees kom werk dit hier. Hoe kry jy dit? Jy glo. Jy vat dit in geloof. Nee, dis die verbond wat ek in daardie dae met die huis van Israel sal sluit. Ek sal my wet aan hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. God se Gees kan hier kom bly. Hoekom? Hoekom kan God se Gees in jou en my wees? Want die bloed het gekom. Die bloed het gekom en nou kan sy Gees hier wees. En dis hoekom die nuwe verbond vir ons kan werk. En dit kon nog nie gewerk het vir die ouens in die Ou Testament. Vir hulle was daar die tabernakel. Dis waar God se teenwoordigheid was. Ons is nou die tabernakel. Nadat die bloed gekom het, kan God se Gees hier wees. En dis hoekom jy 'n nuwe hart kan hê. 'n Hart wat sê, ja. Wie werk daai hart? God. Ek en jy gaan dit nie self regkry nie, maar hy doen dit. En ek en jy het nodig om hom op sy woord te vat en te sê, Here, dankie. Ek lees vir julle laaste stukkie voor ek afsluit. In 2 Korintiërs 1-7 gee Paulus 'n verduideliking van sy roeping, sy opdrag, sy motivering en nog meer. Hy praat verder van die sekerheid wat in hom en in sy medemens leef en hoekom hulle in hierdie onseker wêreld met hierdie groot sekerheid kan staan. Hy sê, ons leef in 'n onseker wêreld. Ons leef tussen sonde, ons leef in stryd met sonde, ons leef met beperkings. Julle, ons sit met 'n klomp uitdagings op alle terreine, of dit nou by die werk is, en of dit nou in verhoudinge is, en of dit is rondom gesondheid, of wat ook al, ons sit met uitdagings. Dan kom hy sê, in hierdie onseker wêreld, het ons sekerheid. Waar is my sekerheid? Wow. Ek is in 'n verbondseenheid. Dit wat myne is syne. Dit wat syne is myne. Moet dit toeëien, dat ek daaruit kan leef. 2 Korintiërs 3 en 4 praat van die bediening van 'n nuwe verbond, wat beter is as die ou verbond. Hy verduidelik dat hierdie vervulling van die beloftes van God deur Jesus moontlik gemaak is, en dat die Gees van God hierdie herstel nou in die mens bewerk. Hierdie geheimenis, hierdie misterie, is die kosbaarste wat 'n mens deelagtig kan raak. Dit is 'n herstel tussen God en skepper, in 'n skepsel, tussen skepper en skepsel. Die verbond is bedoel of verduidelik vir ons die vasmaak. Die nagmaal is 'n verbondsmaal. En jy sal hoor dat dit gaan oor sy bloed wat hy gegee het. Dit gaan oor sy liggaam wat hy gegee het. Net vir 'n laaste interessante gedagte. Ons weet dat hulle daai tyd die diere middeldeur gesny het. Maar Jesus se liggaam was nie middeldeur gesny. Tog vat hy die broodjie en hy breek dit en hy sê, hier is my liggaam. Wat gebreek is vir julle. Maar onthou jy wat het met die voorhangsel gebeur? Die voorhangsel is middeldeur geskeur.
In Hebreërs 10 vers 20 sê vir ons, nou het ek hierdie nou in Engels hier, so hoe moes ek dit nou gedoen het? By a new and living way opened for us through the curtain, that is his body. Die voorhangsel is middeldeur geskeur, dis sy liggaam. Dis waarvoor dit staan. Dis die voorhangsel wat tussen die heiligste en die allerheiligste gehang het, want ons kon nie in God se teenwoordigheid inkom nie, middeldeur geskeur is en sê hy, ek gee my liggaam, dit maak die pad oop. Nou kan jy in God se teenwoordigheid inkom. Nou kan God se gees hier kom bly. Die bloed het gekom. En hy het 'n nuwe hart. Waar kry jy die nuwe hart? God se gees. Kom werk dit in jou. 'n Hart wat sê, ja Here, ek wil verbond hê met U. Kom daai hart van hier af, nee, dit is bewerk hier. Deur ons eenheid met hom. Dis nie asof ek en jy so wonderlik was nie. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie. Dankie dat ons oor hierdie kan besin. Here Jesus, dankie dat U in ons plek volmaak kom leef het. Dankie vir Vader dat dit in U hart geleef het om te sê, ek wil een wees met julle. Ek wil herstel bewerk. Ek het julle lief. Dankie dat dit in U hart was. En dankie dat U dit in ons harte kom werk het. Here, 'n nuwe hart. 'n Hart wat sê, ek wil U ken. 'n Hart wat sê, ek wil leef vanuit eenheid met U. 'n Hart wat verlang na U, wat U soek. Dankie Here dat te midde van ons sukkel en worstel en dinge is U saam met ons en U sal bly werk met ons. So help ons om U te vertrou met ons lewens. En Here, dankie dat dit wat myne is U se. Maar julle lewe, elke faset daarvan, elke uitdaging. Dankie dat die oorwinning van Christus word ook ons oorwinning. En ek weet nie elke dag hoe dit in my gewone lewe gaan neerslag vind nie, maar U sal dit kom bewerk, want U is getrou. Dankie daarvoor. Ons eer U, dat hierdie verbond 'n ewige verbond is. Here, U gaan nie eers eendag sê, ek is nou klaar met julle nie. Dankie dat U die pad met ons stap, en dankie dat ons kan uitsien na 'n ewigheid, saam met U. Dankie Here dat dit wat myne is, het U sin geword. En dankie dat dit wat U sin is, daai volmaaktheid, dit gee U vir ons. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Voor ons gaan sit aan die tafel van die Here, nooi ons U om saam met ons te staan, en dan sing ons 'n lied oor hierdie nuwe verbond, en ons sal dit sing op die wysie van, ek sien 'n nuwe hemel kom. Staan asseblief saam met ons.